Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou soos ek gister gesê het, ons gaan nou vandag aangaan met ons reeks oor hoekom sekere onderwerpe baie oor gepraat word en ons het nog net 3 onderwerpe wat ek graag met julle wil deel. Nou vandag is een wat uiters belangrik is, gebed. Ja my broer en suster, gebed, dit is die fokuspunt om met Jesus te kommunikeer. Dit is die beginpunt om met Jesus te kommunikeer. Elkeen van ons het 'n kommunikasie manier met mekaar, maar met Jesus Christus is dit natuurlik gebed. Nou hoekom is gebed so belangrik? My broer en suster, as jy nie met iemand praat nie, hoe kan daar 'n verhouding tussen julle ontstaan? Nou dis dieselfde met Jesus. As ons nie in gebed tot hom nader nie, hoe gaan ons dan 'n verhouding met hom hê? Hoe gaan ons dat hy tot ons nader as ons nie tot hom nader nie? Johannes 4 vers 8. My broer en suster, dis regtig belangrik dat ons gebed op 'n vlak moet wees wat ons nie skaam is om te bid nie. Dat ons nie voel, dit is 'n uitdaging of dit is 'n marteling om te bid nie. Nee, glad nie. Voel dit baie keer vir jou asof jy teen die dak vasbid? Dit gebeur baie keer. Maar kind van God, wat ons ook moet in gedagte hou, dit help nie ons bid tot God en waar is ons harte. As ons harte nie in ons gebed is nie, wat help dit dan? Dan help dit nie ons bid nie. Ons harte moet in lyn wees met ons gebed. En my broer en suster, baie keer voel dit ook, maar dit wat ek bid is eenvoudig, of dit is so, as ek het so platant mag sê, kom in. Maar, weet jy, my broer en suster, daai gebed wat uit jou hart uitkom, daai 5 woorde, met 'n opregte hart, gaan meer inpak hê, gaan meer van 'n verskil maak, as 500 woorde. Maar, kom dit regtig uit die hart uit? Jy sien, my broer en suster, dis regtig uiters belangrik dat ons weet, dat wanneer ons in gebed intree, doen ek dit uit plig, doen ek dit omdat ek moet, of doen ek dit omdat ek wil? Ek wil met Jesus 'n verhouding hê, ek wil tot my Vader bid. Dit is wat ons moet in gedagte hou. En jy het nie nodig om vir almal te wys, ek is nou hierdie groot bidder en ek kan hierdie fancy woorde bid nie. Nee my broer en suster, jy het nie nodig om dit te wys nie. Matteus 6 sê vir ons baie duidelik, gaan na jou binnekamer toe en bid tot jou Vader. Jy hoef nie op die straathoeke te staan en bid nie. Jy hoef nie groot woorde te gebruik nie. My broer en suster, 'n eenvoudige, opregte gebed dra meer krag as 'n lang, uitgerekte gebed wat hierdie woorde bevat wat jy nie eens weet wat dit beteken nie. En ook Jakobus 5 vers 16 sê vir ons baie duidelik, die vurige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. My broer en suster, as jou gebed vurig is, kan ek vir jou sê, gaan dit 'n uitwerking hê soos wat jy nooit verwag het, dit sal hê nie. Voel jy baie keer dat daar's iets verkeerd in jou gebed? Wil ek jy moet net weet, die Heilige Gees sal vir jou intree. Die Heilige Gees sal by Jesus pleit vir jou en die woorde oordra, soos wat dit moet oorgedra word. Romeine 8 vers 26. So ja my broer en suster, ek wil net hê, daar's nie 'n verskoning dat ons nie kan bid nie. Daar's geen verskoning dat ons nie hoef te bid nie. Gebed moet die eerste ding wees wat ons doen in die oggend en die laaste ding wat ons doen wanneer ons gaan slaap. En deur die dag, praat met Jesus Christus. Gesels met hom, vertel vir hom van jou dag. Want dit is hoe 'n verhouding werk. Dis lekker as jy vir jou vrou of vir jou man vertel hoe jou dag was. Dit was lekker en dis wat jy gedoen het, dit is wat jy beleef het, dis wat die uitdagings was en dis wat Jesus ook wil hê. Hy wil ook so 'n verhouding met jou hê, wat jy hom in alles ken. My broer en suster, ek hoop hierdie woord sal iets in jou oopmaak oor gebed, dat hoekom gebed so belangrik is. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself, wees geseënd. Tot môre toe.